konstruktiewe, opbouende en bemoedigende vermaak. Die voormalige mevrou Suid-Afrika Lenae de Jager is tans besig om voor te berei vir die mevrou wêreldkompetisie later vanjaar in China. En ons het haar genooi om ons bietjie meer te kom vertel van haar ervaring as ook die getuienis wat haar dra. Lenae, baie welkom by Geloof, Hoop en Liefde. Baie dankie, Lindy. Jy het nog nooit voorheen deelgeneem of ingeskryf vir skoonheidstitels nie. Hoekom mevrou Suid-Afrika as die eerste een? So 4 jaar terug het ek 'n rowwe 9 maande gehad. Ons was in 'n gewapende roof. Ek het 'n babatjie verloor. Ons was in 'n hijack gewees en ek is as 'n seksslaaf Seychelles toegestuur. En ek het 'n belofte gemaak in Seychelles om te sê dat ek vir die res van my lewe sal charity werk doen as niemand aan my vat nie en dat ek niks sal oorkom nie. En dit het werklik met my gebeur. So, mevrou Suid-Afrika, ek het net gedink dit is 'n wonderlike platform om vanaf te werk as dit in my guns sou getel het op daai stadium. En dan kan ek net soveel meer bereik met my charity en ja. So jy het gehoop dit gee vir jou 'n stem oor hierdie kwessies wat nou baie werklik is in ons land. Het dit voldoen aan daai hoop? Het dit vir jou 'n stem en 'n platform gegee? Dit het definitief. Ek het deur my jare het ek soveel vrede help ervaar en antwoorde gekry oor hoekom die goed met my gebeur het. Want as jy deur daai goed gaan, verstaan jy nie hoekom dit met jou gebeur nie, want jy is tog 'n Christen en weet jy probeer die regte pad volg. So jy verstaan nie hoekom die goed met jou gebeur nie. Maar ek kan met soveel meer vrouens daar buite kan assosieer en ja, dit was wonderlik. Mevrou Suid-Afrika, gee ons net weer 'n idee van wat behels die titel. Dis baie meer en eintlik anders as net 'n skoonheidstitel, né? Ja, dit is eintlik 'n fyn lyn. Baie mense dink dit is net skoonheid, maar jy moet 'n sin vir besigheid hê. Jy moet liefdadigheidswerk hou van liefdadigheidswerk en dan ook jou skoonheid tel ook. En as jy nou voorberei vir mevrou wêreld in China later vanjaar, wat behels daai voorbereiding? Wel, ek werk saam met 'n coach, 'n mental coach wat my help om geestelik, emosioneel en fisies voor te berei. En dit help nogals baie net 'n bietjie input van iemand anders af te kry. Ja. Ek dink ons maar persepsies rondom skoonheid. Ons weet van koningin Esther. So sy het vir ons die goeie kant van skoonheid gewys, maar ervaar jy nie soms dat mense dink dit is nie 'n gawe soos ander gawes nie. Mense kan nie dit vir die koninkryk van God gebruik nie. Wat is jou ervaring? Ja, soos ek nou net gesê het, dis 'n baie fyn lyn. As jy inskryf omdat jy dink jy's mooi en dis alrede, dan gaan jy nie regtig ver kom nie. Jy moet weet wie jy is. Jy moet tevrede wees met wat jy is en hoe jy lyk en dit is alles, ja, jy kan dit net kry deur in God te glo en ek dink nou aan daai vrou as jy sê so mooi, dit gaan nie oor jou lyf se grootte nie, maar oor die grootte van jou hart. Maar wat as ek nie gelukkig is met die grootte van my lyf nie? Wat is jou bemoediging of aanmoediging vir so 'n vrou wat wel vaskyk in haar uiterlike skoonheid? Weet jy wat, niemand is regtig 100% tevrede met hulle lyf nie. Dit is ongelukkig so, maar as jy vrede maak met die slegte punte van jou lyf, dit is 'n wonderlike plek om te wees. Kom dit met ouderdom of wat? Ja, ek sal nie dit kan sê, ek is nog redelik jong. Ja, maar ek glo it's about your shape and not your size. Die shape van jou karakter sê. Ja, van jou karakter en die grootte van jou hart. Ja, dis mooi gesê. Lenae, jy gaan nou Suid-Afrika verteenwoordig as 'n ambassadeur in China. Die wêreld gaan jou stem hoor, nie net meer Suid-Afrika nie. Wat is op jou hart? Wat is die boodskap vir alles 'n gelowige, as 'n kind van Jesus? Wat wil jy vir die wêreld sê van jou koning en jou skepper? Dat hy is ongelooflik en dat wonderwerke gebeur werklik. Ek is deur 3 terrible goeters en elke keer het hy my daardeur getrek. Maak nie saak hoe en wat so diep gat ek was en hoe depressief ek was nie, hy het my daardeur getrek en dit is jy moet net aanhou glo. Kry jy kans om daai getuienis te deel hier terug in Suid-Afrika? Ja, ek doen. Ek gaan kuier baie by oggendtees en gesels met vrouens, ek besoek baie kerke en dit is my ongelooflik want elkeen daar het 'n storie. Ja. En gewoonlik na die tyd kom hulle na jou toe en hulle sê vir jou, hoor Lenae, maar dit het ook met my gebeur en dan weet ek ek's op die regte plek en ek kry my boodskap daar buite. Jou droom vir die jaar wat nog voorlê, wat sou dit wees? Wel, vir my is dit definitief om mevrou wêreld te wen. Dit sal wonderlik wees om my kroon terug te bring. Dit sal die eerste keer ooit wees wat iemand van Suid-Afrika dit doen. So, ja, dit sal wonderlik wees. En dan ook, dit is 'n doelwit om mevrou wêreld te wen. Maar dit is nie my fokus op hierdie stadium. My fokus is my groter prentjie. Sjoe, doen wat God jou voor geroep het en doen dit goed en daardeur laat sy lig skyn. Lenae, ons wil vir jou sê baie sterkte. Dis 'n groot taak en verantwoordelikheid om in daai titel ons land te gaan verteenwoordig. Bly op jou knieë. Ons wil jou graag seën met hierdie gebedskussing namens ons span by Geloof, Hoop en Liefde. Baie dankie. Seën en voorspoed vir jou, hoor. Baie dankie. Waar ook al jy is, wat ook al jy doen,
Ook jy kan jou passie gebruik om 'n verskil te maak vir Jesus. Ons almal hier by Geloof, Hoop en Liefde het so 'n passie vir ons land en ons wil jou nooi om saam met ons te bid. En hierdie week het ons vir Lenay gevra om ons te lei in gebed. Kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie vir die groot voorreg wat ek het om hier vandag te kuier by Geloof, Hoop en Liefde en my storie te deel met al die kykers. Ek bid spesifiek vandag vir Suid-Afrika, liewe Heer. Help asseblief al die Suid-Afrikaners om mekaar meer lief te hê, om mekaar om te gee en mekaar te respekteer. Ek bid dan ook vir ons regering en mense in gesagsposisies dat hulle asseblief integriteit sal gebruik wanneer hulle besluite neem wat ons land beïnvloed. Liewe Heer, en dan bid ek ook asseblief dat ons mooi land sal ontwikkel en die totale potensiaal wat daar is, sodat almal van ons regtig 'n groot verskil kan maak in die res van die wêreld. Baie dankie dat ons altyd al hierdie goed van U kan vra. Amen. Amen. Gebed het krag en wat 'n voorreg om so saam 'n verskil te maak in God se koninkryk.